Hoe gereeld kyk jy om jou? En dan dink jy, miskien is daar 'n klein bietjie verandering hier nodig. Miskien kan iemand 'n klein aanpassing maak om so 'n bietjie beter te wees. As jy iemand is wat gereeld dit doen, dan dink ek nie jy is die enigste een nie. Ek dink ons ingesteldheid is baie keer om dinge te wil verbeter, om dinge beter te maak en mense te wil verander sodat hulle mooier en beter is. En kom ons wees eerlik sodat hulle meer inpas in ons prentjie. Wanneer ek agter 'n teks lees, soos Lukas 6, en ek lees die bekende gesegde waar Jesus sê dat ons nie die splinter uit iemand anders se oog kan uithaal as ons nie die balk uit ons eie oog uitgehaal het nie. Dan dink ek dat baie keer wil ons oordeel val oor ander. Maar oordeel gaan saam met verandering. Jy gaan nie iemand anders oordeel en nie wens dat hulle wil verander nie. Ek meen, die teks sê daar, dat jy kan nie vir jou broer sê, broer, kan ek jou help met jou splinter, as ek 'n balk in my oog het nie. Baie keer dink ons wil ander mense help, deur hulle te wil laat verander. Ek dink vandag se teks vra ons, help jy regtig? Is dit regtig die beste moontlike manier? Ek het die ander dag in die winkel geloop, en toe sien ek daar is 'n Bybel waar daar staan The Promises Bible. En hierdie Bybel sê met ander woorde dat die Bybel allerlei beloftes en seëninge vir ons inhou. Maar ek dink is waar, want niks daarvan wegneem nie. Maar ek het toe gewonder wat sal gebeur as daar 'n Bybel is wat sê The Change Bible. 'n Bybel wat nie net vir ons van die beloftes vertel nie, maar 'n Bybel wat ons herinner dat ons ook geroep word om te verander. Sal jy kans sien vir so 'n Bybel? Sal jy regtig krag hê daarvoor? Sien, ons wil baie keer die seëninge van God vir onsself eien, die beloftes, en die verandering vir ander mense toewens. So is vinnig om te sien hoe ander kan verander, en moeilik om te sien waar ons self 'n bietjie verandering kan aanbring. Ek dink dat dit gedeeltelik waar kan wees. Maar as ek na vandag se teks kyk, dan dink ek dat ons ook genooi word om onsself te verander, sodat daar ook seëninge verander kan wees. Die Gottman Institute is 'n bekende instituut wat kyk na huwelike. Hulle is absoluut kenners op huwelike. En hulle het gevind dat daar 4 goed is wat 'n huwelik doodmaak. En een van daai goed is om krities te wees. Met ander woorde, om altyd die splinter in iemand anders se oog raak te sien. Om konstant te wil hê dat iemand anders moet verander. Dis een van die goed wat maak dat mense se verhoudings doodgaan, letterlik. En dan is daar die ander een, defensiveness, om selfverdedigend te wees. En selfverdedigend is eintlik maar net om te weier om die balk in jou eie oog te sien. Is eintlik net om te vergeet dat jy self ook moet en kan verander. Sien, in hierdie teksgedeelte vra God van ons om vrug te dra, om bome te wees wat vrug dra. Met ander woorde, daai verandering lê by onsself. Daai verandering lê by iets wat ons doen. Ons word nie gevra om die tuiniere van ander te wees nie. Ons word nie gevra om die hele tyd te dink, wat kan ons doen om ander te verbeter nie. Ons gaan nie ander mense verander nie. Sielkundiges het gevind dat mense kan nie verander word nie. Hulle kan slegs verander wanneer hulle self wil verander en ons glo wanneer die Gees in werking tree. Die enigste plek waar ons werklik beheer het, staan self. Daar is gevind dat die enigste manier waarop ons 'n verskil kan maak, is wanneer ons nie ander probeer verander nie, maar wanneer ons self verander. Omdat mense dan na ons kyk en geïnspireer word en dan begin dink om self te verander. Vandag dink ek is die teks 'n uitnodiging om te verander waar ons kan. Om beheer uit te oefen waar ons kan. Om mooier te maak waar ons kan. En dit is by onsself.